Hallo, ons is weer besig met die EBW en amper klaar met die kwartaalse werk. So ons kyk nou in hierdie video na begrotings. So ons begin eers met 'n definisie van begroting. Dit is 'n plan van hoe om jou inkomste te bestee deur beplande inkomste en beraamde uitgawes vir 'n tydperk neer te skryf. Okay, so jy sal sien, elke keer as daar 'n definisie is, dit so 'n bietjie anders bewoord. Want die woorde en jy weet hoe jy dit sê is nie so belangrik nie, maar daar's 'n paar sleutelgoed wat belangrik is om te sê. En dit is, dis 'n plan. Ons het beplande inkomste en beraamde uitgawes. En soos ek elke keer sê, in rekeningkunde, spesifieke tydperk. En ons het dit neergeskryf. So, dit is die belangrikste deel van die definisie. Hoe jy dit rondorden of in plaas van om te sê neer te skryf, kan jy sê skriftelik of so iets. Maar dit is die idee daarachter. Is ons kyk na wat ons gaan inkry, wat ons gaan uitgee vir 'n spesifieke tyd, so vir 'n maand of vir 'n jaar, en ons skryf dit neer. Begroting. So nou kyk ons dan na hoekom is dit belangrik om 'n begroting te hê. Eerstens moet jy beplan sodat jy jou mikpunt of jou doelwit kan bereik. So ons maak 'n plan sodat ons dit wat ons beplan vir die toekoms, ons kan actually daar uitkom. Alright. En ons moet kontroleer, weet jy wat ek eintlik wou gedoen het, ek onthou nou. Beplanning. Ons wil kontroleer. So kontroleer gaan oor kyk of dit regtig gebeur het. So ons kontroleer werklike besteding teenoor begrote besteding. So ons kyk na die plan wat ons gemaak het en ons sien, ons het beplan, ons het begroot om R1000 te spandeer. Actually het ons bietjie meer spandeer. So nou kan ons dit kontroleer en kyk, het ons gedoen wat ons gedink het ons gaan doen. En dieselfde ook met die inkomste. So ons kontroleer of die inkomste genoeg was vir die uitgawes. En dan beheer ons uitgawes beter. So omdat ons nou 'n plan het en ons kan sien wat ons alles moet doen, is dit makliker om te beheer hoeveel ons uitgee en nie te veel uit te gee nie. So ons beheer uitgawes om versigtig te wees oor besteding. En dan kan ons toekomstige probleme identifiseer. So ons kan sien, hierdie maand is okay, daai maand is okay, maar ek gaan sukkel in daai maand. En dan weet jy waarvoor om te spaar en om te sien, goed, in die langtermyn moet ek meer inkomste kry of minder uitgawes. So hierdie hele ding gaan basies oor beplanning en om beter te werk met geld. Nou die rede hoekom ek hierdie spesifieke woorde gehighlight het, is want dit is belangrike woorde in besigheidsstudies. So as jy ooit aangaan met besigheidsstudies, sal jy hierdie woorde sien, dit kom die heeltyd op. Beplan, kontroleer, beheer en identifiseer. Dit almal eindig so met eer. Die volgende deel is dan die persoonlike begrotings en huishoudelike begrotings. Persoonlike inkomste, okay, laat ek net gou vir jou sê, by hierdie het ek sommer net klein definisies geskryf, want baie van hierdie goed wat weer in hierdie afdeling gesê word in die handboek, het ons in 'n vorige video bespreek onder persoonlike inkomste en persoonlike uitgawes.
So hierdie deel is nou maar net, nou weet ons wat die inkomste en die uitgawes alles is, en nou sit ons hulle saam in die begroting, in die plan in. So, persoonlike inkomste is die bedrag geld wat 'n individu ontvang om van te lewe. Persoonlike uitgawes, goedere soos kruideniersware, brandstof en klere, maar ook dienste soos huurgeld en telefoonrekening en mediese onkoste om te oorleef. So wat jy uitgee om te oorleef. En persoonlike begroting is dan hierdie definisie wat ons nou hier gesê het, maar dis net vir een persoon. So dis 'n plan van hoe om jou inkomste te bestee deur die beplande inkomstes en beraamde uitgawes vir 'n tydperk neer te skryf. Dis presies dieselfde. Maar dis die ding. Die persoonlike begroting is net een persoon. 'n Huishoudelike begroting is vir 'n huishouding, so almal wat saam in die huis is. 'n Besigheid se begroting is vir die hele besigheid. Ons kry ook in besighede, so dink aan as 'n groot besigheid. Dan het elke afdeling van die besigheid hulle eie begroting en dit kom alles saam om een groot begroting te maak. En die definisie bly dieselfde. Dit hang net af vir wie hierdie plan nou gemaak is en op wie se inkomste dit beplan is. So 'n huishoudelike begroting is 'n plan vir die huishouding met gesamentlike inkomstes en uitgawes vir 'n tydperk. So ons het nog steeds al die belangrike woorde, maar die verskil hier is dat dit gesamentlik is. So nie net een persoon nie, maar ma, pa, wie ook al anders in die huis bly en saam help. En dan hierdie woord het ons hier surplus. So surplus beteken daar's meer as genoeg. Ons het, dis fyn. Hier is meer as wat ons nodig het. So dis soos in 'n besigheid wat wins maak, maar ons kyk nou spesifiek net na individue. En dan 'n tekort is dan weer te min. So dis soos 'n verlies in 'n besigheid. Daar's te min om alles te kry wat jy nodig het. Nou as jy nou 'n begroting wil opstel, is hierdie nou 'n paar goed waarna jy moet kyk. So dis belangrik om behoeftes en begeertes te identifiseer. So van kwartaal 1 het jy geleer die behoeftes is iets wat jy graag wil hê. Nee. Ag, daar sê ek dit verkeerd om. Behoeftes is iets wat jy moet hê om te kan oorlewe. En 'n begeerte is van, ek begeer dit, ek wil dit so graag hê. Maar nou, as jy jou begroting opstel, moet jy weet watter is watter. Sodat wat jou behoeftes, dit wat jy nodig is, moet jy kan dek in jou begroting, in jou elke maand. En 'n begeerte kan jy altyd spaar en later kry. En dan geld spaar vir die toekoms is belangrik. En dit moet deel wees van die begroting. Sodat, want dit is beter om vir begeertes te spaar, eerder as om op skuld te koop. Want as jy geld skuld, dan moet jy rente betaal, so dit kos jou duurder. So spaar eerder en dan kry jy iets in die toekoms. En dan as jy 'n item wil koop, is dit belangrik om die pryse te vergelyk en verskillende soorte of kwaliteit, sodat jy 'n goeie idee kan kry van wat gaan jy kry vir hierdie geld. So, jy wil byvoorbeeld 'n foon koop. Jy kan 'n goedkoop tweedehandse een koop, maar hy gaan nie noodwendig so lank hou nie.
of jy kan goedkoop nuwe een koop. So jou prys is lekker, maar die kwaliteit is nie so goed nie. Of dis 'n Apple en jy wil eintlik nie 'n iPhone hê nie, jy wil 'n Samsung hê. So dis goed om daardie goed te vergelyk en te sien, as ek bietjie meer betaal, gaan hy dalk bietjie beter kwaliteit wees, dan kry jy meer uit. En dit dan op te weeg voordat jy 'n besluit maak. En dan wanneer jy begroot, is dit goed om te kyk na al daardie dinge, sodat jy 'n slim besluit kan maak. Want dis waaroor begrotings gaan, om beter besluite te neem. En dan as jou begroting nie uitwerk nie, dan moet jy kyk hoe jy minder geld kan uitgee en meer inkomste kan inkry. So, hoe kan ek meer verdien en hoe kan ek minder bestee? Die laaste deeltjie, ek gaan dit sommer in dieselfde video doen, want dit is nie so baie nie. So dit is dan die begrotings vir sake ondernemings. So nou is dit 'n besigheid wat wil begroot. En die funksies daarvan is bestuursrekeningkunde. Hier is ook, hulle hou van sulke lekker lang woorde, so kom ons breek dit ook op. Bestuursrekeningkunde. So die bestuurders van 'n onderneming moet begroot om finansies van die besigheid te beplan, om vir die toekoms te beplan en besluite te kan neem. So dit gaan alles oor beplan vir besluite. En dit is die bestuurder van die besigheid of van die onderneming. Daarom noem ons dit bestuursrekeningkunde. En dan is die ander funksie van die begroting kontroleer. Jy kontroleer hoeveel geld bestee word. En dan vergelyk ons die werklike inkomstes en uitgawes met die beraamde inkomstes en uitgawes vir 'n spesifieke tydperk. Ek wil net gou-gou weer bietjie teruggaan na hierdie een toe. Hoekom is dit belangrik? Dis basies presies, wat is die funksie? Hoekom gebeur dit? Vir beplanning, hier het ons ook beplanning en besluite te neem. Ons kontroleer, en hier is ons ook besig om te kontroleer die ingawes, uitgawes en die inkomste, wat het ons beplan en wat was werklik. En dan help dit ons om te beheer en versigtig te wees om te bestee. En hier is dit, so in hierdie tyd, hierdie een sê dit, om besluite te kan neem. En identifiseer toekomstige probleme. Hulle het hom nou nie hier onder gehad nie, maar ek sal sê dis 'n baie belangrike een. So, as jy kyk na die funksies van die begroting van 'n sakeonderneming en van 'n individu, is dit eintlik dieselfde. Die enigste rede hoekom ek nie net daai lys gecopy en paste het nie, is want ek wil dit so hou soos in die boek, want ek weet baie keer gebeur dit, dat jou onderwyser 'n toets opstel, en dan vra sy spesifiek 'n sin van daardie deel in die handboek. En dan kom jy daar en jy dink, wat was dit nou weer? Maar onthou net dat 'n begroting is 'n begroting. Dit kan meer gecompliseerd word en dit kan meer goed op hê en vir meer mense of vir minder mense. Maar die funksie daarvan bly dieselfde. Maar hierdie woord, bestuursrekeningkunde, is dan ook 'n woord wat in die handboek in bold geskryf is, as ek reg onthou, wat beteken, hierdie een moet jy ken.
En dan het ek ook net hier gesê, so in groot besighede stel elke departement 'n begroting op en die bestuurders kombineer dit. En ons het, wat sien jy hierso? Sake ondernemings se inkomste. Het ons dit nie al reeds gedoen nie? Onthou jy? So hier gaan ek dit nie nou weer en al daai besonderhede doen nie, want jy kan net die vorige video gaan kyk. So ons het hier, daar sê, inkomste wat sake ondernemings ontvang. En dit is presies dieselfde, maar die een het net meer besonderhede as die ander een. So ek wil nie hê jy moet op 'n plek kom wat jy dink, ek het nou so baie verskillende goed van dieselfde woord geleer. As jy deur sulke goed gaan, dit kom alles neer op dieselfde ding. Geld van die besigheid. En net omdat hulle hier sê rente-inkomste en daar sê rente-inkomste, moenie dat dit jou kop te mekaar maak nie. Ek weet dit is partykeer dink ek net, hierdie goed is te mekaar. Maar ek wil dit spesifiek so hou soos wat dit in die handboek is, sodat jy kan sien, dis wat jou juffrou in die klas sê, dis waar sy dit vandaan kry, maar ek wil net hê jy moet in jou agterkop onthou, dit alles skakel en pas by mekaar. So as jy hierdie gaan leer, gaan dan weer terug na die ander een toe ook. Want al die belangrike, al die detail is op 'n ander plekkie ook. So jy sal ook sien, ek gaan so maak wat ek met die vorige video gedoen het. Ek hierso. Wat ek so langsaan gesê het, daar is meer besonderhede op bladsy 11. Klik hier. Want waarmee het ons begin? Wat is inkomste? En ons het gepraat oor al hierdie dinge, maar in minder detail. En dan sê ons, druk ons control en ons klik daar en dan kom jy hier uit. Wat meer inligting het oor dieselfde ding. So ek gaan weer so enetjie hier insit. En dan as jy dit op jou rekenaar doen, dan kan jy net sê control druk en klik, dan vat dit jou na die volgende een toe ook. En dan weet jy en jy onthou dit alles saam by mekaar pas en integreer, dis die woord. So, sake ondernemings se inkomste, bedryfsinkomste, bedryfsinkomste is uit verkope of dienste. Rente-inkomste is geld wat jy kry uit rente van spaargeld, uit rente wat uit spaargeld verdien word. En ander inkomste is goed soos huur of kommissie. En dan het ons ook geld van lenings of addisionele kapitaal. Hierdie een is dan nog nie gesê nie, want dit gaan basies oor geld wat die eienaar bysit. Ek besit die besigheid en ek besluit, ek gaan nog kapitaal in die besigheid insit. So dit is dan ook inkomste. So sê nou maar my persoonlike inkomste is hoog. Dan wil ek nog 'n bietjie geld in die besigheid insit. Dan verhoog die besigheid, die sakeonderneming se inkomste ook. En dan sakeuitgawes, kapitaaluitgawes vir die aankoop van bates. So onthou dis die langtermynwaardes. En dan bedryfsuitgawes, so dit is die daaglikse besteding, daaglikse uitgawes om die besigheid aan die gang te hou. En dan finansieringsuitgawe is uitgawes op lenings of krediet. So dit is daai aaklige geld wat jy betaal as jy iemand skuld. En jy is welkom om dit so as 2 woorde te skryf as jy leer.
sodat dit nie so crazy lyk met hierdie lang goed nie. En dan wat moet 'n onderneming in gedagte hou? So, dit is belangrik om te beplan, so spesifiek as ons bates wil koop. So onthou, bates is soos die groot goed wat 'n langtermynwaarde het. So dis baie geld wat jy op een ding moet spandeer. En omdat dit duur is om te koop, gaan jy waarskynlik dit op skuld doen. Weet, soos 'n kar koop of 'n huis koop of groot masjiene koop. Maar dan is dit baie belangrik om dit goed te beplan sodat jy so min as moontlik skuld kan maak. Hoekom? Ons wil skuld vermy want dit veroorsaak rente wat moet terugbetaal word. En spaargeld is ook baie belangrik. Vir 'n persoon, vir 'n individu, is spaargeld goed vir begeertes. Ag, ek wil so graag iets hê, iets wat jou gelukkig maak, of op vakansie gaan of so. Of dit kan wees vir jou toekoms wanneer jy aftree, wanneer jy nie meer werk nie. Vir 'n besigheid gaan dit meer oor beplanning vir die toekoms. Ons moet opgradeer. So opgradering. So dit is basies, jy kry nuwer weergawes van die bates. Soos die kar is nou al baie oud, so dis tyd om 'n nuwe een te kry. Of die ander ding waarvoor besighede moet spaar is vir noodgevalle. So groot storm, reën, oeps, daar val 'n boom op die dak. Nou moet jy dit regmaak. Maar as jy nie gespaar het daarvoor nie, dan is jy 'n bietjie in die moeilikheid. En vir diefstal, iemand steel iets by jou, jy moet dit vervang. So vir noodgevalle het mens gewoonlik versekering. So die versekering betaal is ook 'n uitgawe, 'n bedryfsuitgawe wat jy elke maand moet betaal. Maar mens weet ook dat versekering betaal nie altyd vir alles nie. En 'n partykeer moet jy iets betaal en die versekering moet jou terugbetaal. So net omdat jy versekering het, beteken nie jy moet ophou spaar nie. Dit is nog steeds belangrik vir noodgevalle. En dan die ander belangrike ding om wat besighede voorspaar, is vir uitbreiding. So hulle wil groter word en die besigheid uitbrei, sodat hulle meer wins kan maak. En dit is dan my storie oor die begrotings vir sakeondernemings. En as ek dit dan nie verkeerd het nie, is dit die kwartaalse werk dan klaar. So dis heelwat nuwe woorde, maar ek dink ons het hulle baie keer oor en oor gesê. So ek hoop dit help. En lekker dag verder.